Welkom, dankie dat jy saamkuier. Nou ons gesels oor beneficial ownership. Ek wil weet, wat is dit? Hoe raak dit vir my? En dan ook, hoe gaan dit vir jou raak? Wat gaan jy doen as jy op 'n CIPC jou informasie gaan opset en opstel en seker maak dat jy compliant is. Dis die groot woord. Alright, so we lyn saam met ons is Nicolien Skuman-Lou van Skuman-Lou ingelyf. Goeiemôre Nicolien, hoe gaan dit? Goeiemôre, dit gaan goed, dankie. Hoe gaan dit daar by julle? Ja, ek kan nie kla nie man, dankie dat jy tyd gemaak het vir ons. Kom ons val sommer saam met die deur in die huis, want dit is nou iets wat ek sien nou onlangs baie gevra word, wanneer daar gekyk word na jou CIPC en ook op SARS. Wat is beneficial ownership? Ja, kyk, beneficial ownership is nou een van daardie nagevolge wat ons sien as gevolg van die die grey listing waarvan hulle praat. So, soos ons weet, met betrekking tot FICA, en geldwasery ensovoorts, met ons afgradering, was half 'n kettingreaksie as land. Ons was deur die agentskappe afgegradeer as van 'n beleggings toestemming oogpunt af. Toe sien ons die FICA wetgewing wat gewysig word en saam met dit word ons toe nou gegrys om te sê ons moet ons rekordversameling en dataversameling opknap. En so sien ons toe nou dat almal van ons in die land moet begin weergee wie besit ons besighede. Nou, dit klink dit is in baie gevalle eintlik 'n heel eenvoudige oefening, maar vir baie van ons wat nou byvoorbeeld komplekse strukture gebruik soos trusts, soos 'n groep maatskappye en snaaks genoeg familiebesighede, is dit toe nou nie so 'n maklike oefening nie. Want op die eind van die dag, as daar 'n entiteit is wat jou besigheid besit, jou privaat maatskappy, met ander woorde, miskien het jy 'n maatskappy en nog ene besit daai ene se aandele en dan word daardie tweede maatskappy deur 'n trust besit en daarna is jy iewers een van die begunstigdes. Beteken dit ons moet deur 'n FICA proses eintlik mag gaan? Wie is die mense wat bestuur en besluite neem? Okay. Wie is die mense wat geld gaan kry op elke vlak totdat ons by, soos hulle noem, die warm body, die mens uitkom, of die groep mense uitkom. So vir meeste van ons is dit eintlik heel eenvoudig. As jy die aandele van jou besigheid besit, is dit eintlik nou maar net jou identiteit wat jy moet deurgee, of jou groep aandeelhouers se identiteite. Maar as dit meer kompleks is, dan moet ons die eis skil totdat ons by die binneste uitkom. Met familiebesighede wil ek net ook by sê. Dit is 'n bietjie kompleks is ons nou dink veral oor generasies deur. Dan het ons in baie gevalle miskien 'n oupa of 'n ouma wat die besigheid oordra, 'n pa of ma of beide, en dan of broers en susters. En dan op die ouend is daar 'n derde generasie betrokke, maar oupa wat nog steeds lewe, sy naam staan nêrens op die papiere nie. Oupa bepaal nog baie van die goed wat ons besluit om te doen of nie. En dit is dan nou waar beneficial ownership eintlik ook dan mense wat nie op papier iewers staan nie ook kan betrek. Veral van 'n FICA oogpunt af om geldwasery teen te staan. So dis belangrik dat ons besighede regtig verstaan en hoe ons besluite neem en wie baat daarbey as die besigheid dan nou goed doen. So dis 'n vraag van wie kry die winste, wie deel in die winste en wie neem besluite. Dis eintlik maar so eenvoudig soos dit. Right. Nou, wanneer moet beneficial ownership aandag kry? Is dit eers wanneer daar aangevra word deur byvoorbeeld CIPC of deur SARS,
vir daai requirements, of is dit makliker of gemakliker om maar proaktief te wees en seker te maak dat jy al die inligting reg kry? Kyk, aan die einde van verlede jaar, daar was 'n paar sperdatums vir ons gestel, ons almal in die land, om jou CIPC liasering op datum te kry. So vir die ouens wat dit nie verlede jaar gedoen het nie, dan gaan dalk nou 'n bietjie van 'n boete betaalbaar wees. Maar doen dit maar, kry jou rekenkundige wat help met die liaserings by SARS en al die ander dinge wat gedoen moet word, kry vir hulle dat hulle vir jou van hulp is om hierdie liasering agter mekaar te kry as dit nog nie gedoen is nie. So dit is baie belangrik. Want onthou, jou rekenkundige beampte, jou bank, jou versekeraar kan nou begin hierdie tipe vrae vra van jou beneficial ownership onder 'n ander wet, nie die maatskappye wet nie, onder FICA. So ons moet seker maak dat ons hierdie rekords agter mekaar het en gereed het as iemand vir ons vra daarvoor. En iemand soos die bank, soos een van jou diensverskaffers, soos SARS. So met SARS, soos ek dit verstaan, wag ons totdat ons versoek word om dit bloot te lê. Maar met CIPC moet ons dit elke jaar, meeste van ons, nie almal van ons nie, meeste van ons dit elke jaar indien of iets verander het of al dan nie. En daar was 'n sperdatum verlede jaar, as ons dit gemis het, gaan daar 'n klein bietjie van 'n boete sekerlik betaalbaar wees. Alright, so gesels Nicoline Skumanlou. Nicoline, waar kan ons jou in die hande kry indien ons inligting nodig het? En indien ons wil meer weet oor vernaam klein besighede en dit kom by beneficial ownership. Kontak ons gerus by skumanlaw.co.za. Vir al die luisteraars, ons bied 'n gratis 30 minute konsultasie aan. Net dat jy kan seker maak, ons weet wat ons doen en jy's gerieflik en gemaklik om met ons saam te span en saam te werk. En vir ons om dan nou die persoon te wees wat vir jou help met hierdie tipe dinge. So dit is waar jy ons kan kry aanlyn. Ons kantoor is op die hoek van der Lingen en Pastorielaan. En kom maak gerus 'n draai daar. Ongelukkig is dit net per afspraak. So ons sien regtig uit om van hulp te wees. Ons publiseer ook gereeld artikels en deel dit op ons sosiale blaaie soos op Facebook en op LinkedIn. En ons doen ook gereeld video's op YouTube. Daar is regtig baie goeie inligting, net om 'n bietjie touwys te raak van wat van jou verwag word. So sien baie uit daarna om luisteraars van hulp te wees wat hiermee hulp nodig het. Right, baie dankie vir jou tyd en ons gesels binnekort weer. Lekker dag. Baie dankie, selfde vir julle. Right, so gesels Nicoline Skumanlou van Skumanlou Ingelyf, ons praat oor beneficial ownership. Jy moet meer inligting uitvind, gaan besoek vir hulle op hulle Facebookblad sowel as op hulle Instagram en dan ook aanlyn op hulle webtuiste. Net na die volgende musiekbreek en advertensiebreek gesels ons saam met Edgar J. Peterson om meer uit te vind oor